Jy luister na Joy Radio, jou vriend en reisgenoot in Jesus. My naam is Tanya Verster en die program is Hospie Visie, is weer tyd vir vandag se wonderlike program saam met Pieter Barnard. Hierdie program word moontlik gemaak deur Radio Kansel en word geborg deur Abba Embrace Stichting. En die missie en visie van Abba Embrace Stichting is om mense te transformeer deur liefde met behulp van landbou en disippelskap. In vandag se program gesels Pieter Barnard met Ernrich Passon en dit gaan oor die onderwerp van teologiese en beradingsopleiding. Ons vertrou dat jy geseën sal wees deur wat jy sal beleef. Kom ons luister. Die program is Hospie Visie en dis heerlik dat jy by ons is. Ek wil graag vandag vir jou voorstel aan ons gas met die naam van Dr. Ernrich Passon. Dr. Ernrich, baie welkom, is lekker om jou in die ateljee te hê. Baie dankie Pieter, is 'n voorreg om hier te wees. Net vir ons luisteraars ook, hy's ook my senior leraar. Maar Ernrich, jy het 'n verskriklike passie vir opleiding. Wil jy nie met ons deel wat by jou gemeente gebeur nie? Dis nou Koolaas gemeente, nê? Ja Pieter, dit is vir my 'n wonderlike geleentheid om dalk net 'n bietjie te deel. Ons glo as 'n gemeente, en daarom is ons kerk se naam Koolaas Gemeenskapskerk, dat ons is deel van ons gemeenskap en ons wil ons gemeenskap regtig dien. En so dien ons gemeenskap deur 'n mediese kliniek wat ons daar op ons terrein het, waar ons gratis mediese dienste gee vir mense wat nie 'n mediese fonds het nie, of nie geld het of toegang het nie. En natuurlik, jy weet, een van die groot dinge waarby ons gemeente betrokke is, behalwe al die ander projekte, is ons is ernstig belê in opleiding. Ek dink vir twee redes. Die eerste is om gesonde opleiding te bied, maar nie net sommer opleiding nie, Pieter. Baie kerke doen 'n opleiding, maar geakkrediteerde opleiding. Met ander woorde, SACWA geakkrediteerde opleiding. Opleiding wat erken word deur die owerhede, die onderwysowerhede in Suid-Afrika. En ons het verskeie rigtings en ons bied dit aan in die eerste plek omdat ons weet dat ons mense kan begelei om die regte soort beroepsleiding te gee, of dit nou deur teologie is, of dit deur counseling is, of dit, ek moet seker sê, of berading, om die regte Afrikaanse woord te kry, of dit is om kleuterskooljuffrouens op te lei, om die regte soort mense in die arbeidsveld uit te sit, wat 'n bydrae kan maak tot gesonde lering, onderrig, en die beoefening van 'n beroep. En ek dink dit was die eerste rede. Ek dink die tweede rede was om opleiding toeganklik te maak. Ek weet nie of jy weet, Pieter, wat kos dit 'n persoon om vandag by universiteit te gaan studeer nie. Ek dink is absoluut skokkend hoog. Ja, ek dink nie dis haalbaar vir 'n middelklas gesin om hulle kinders universiteit toe te stuur nie. En ek dit is nie dat ek teen universiteite per se is nie. Ek verstaan die uitdaging van oorhoofse kostes in 'n onderwysinstelling, soos 'n universiteit. En dit was die tweede rede hoekom ons dit begin het, want ons het gevoel dat ons moet dit toeganklik maak vir mense, wat ook met 'n voltydse werk moet worstel terwyl hulle moet studeer, om hulle die geleentheid te gee om hulle self te bekwam, om by te dra tot die welwese van ander mense. Ja, en dit is hoekom ons dit begin het. Nou, as jy nou so praat van die redes hoekom julle die opleiding gee, wat is die uiteindelike doel tog? Ek dink een van die belangrikste doele is ons wil mense oplei wat nie toegang gehad het tot opleiding nie, weens verskeie faktore, en hulle reg oplei om 'n verskil te maak in ons gemeenskappe. Ek hoef dit nie te sê nie, jy weet, en sonder om negatief te klink, ek dink Suid-Afrika is in 'n besonderse slegte sosio-ekonomiese politiese situasie tans. Jy weet, waar mense, ek het vanoggend met 'n jong persoon wat 'n PhD het gepraat, en ek was eintlik verstom oor haar pessimisme, byvoorbeeld oor Suid-Afrika, en oor werksgeleenthede vir jong mense, en opleiding vir jong mense. En ek dink deur ons opleiding kan ons 'n baie groot verskil maak in ons land, in terme daarvan om goed opgeleide jong mense in
in beroepe in te faseer wat sterk geestelike waardes het, maar ook holisties dink aan 'n mens. Jy weet, 'n mens is nie net gees nie, jy is gees, siel en liggaam. Jy het emosies, jy het denke. En op elke van daai vlakke holisties mense se gesondheid te bevorder en te help. Ja, maar nou wil ek net vra, jy het die kliniek nou in die begin genoem wat nou die fisiese gesondheid is, maar watse ander kursusse is daar ook beskikbaar? Weet jy, ons lei predikante op, met ander pastore op. Ons het een van die dae, ons het op tans NQ5 kwalifikasie in pastorale bediening, wat so 3 krediete kort is van 'n diploma. Ons begin van volgende jaar af met 'n gelykwaardige kwalifikasie aan 'n BTA graad in teologie. Ons lei ook worshipleiers of aanbiddingsleiers vir gemeentes op met 'n teologiese kwalifikasie. Ons lei evangeliste op met 'n teologiese kwalifikasie. Ons lei op hierdie stadium kleuterskool juffrouens op. En ek weet of jy bewus is van die feit dat die kleuterskoolomgewing word nou sterk gereguleer. Daar's wetgewing gepromoveer wat uiteindelik beteken dat elke kleuterskool juffrou wat voorheen toegelaat was om sommer net 'n mamma te wees op 'n kleuterskool werk en funksioneer, moet nou formele opleiding hê. So ons bied opleiding aan vir kleuterskooljuffrouens, ons bied opleiding aan vir counselors, met ander woorde beraders, 'n sosiale counselling kwalifikasie waar ons counselors oplei vir die markplek, met ander woorde vir hospitale, skole, gevangenisse en maatskappye. En ons is nou besig met 2 nuwe kwalifikasies. Die een kwalifikasie is mediasie. Ek weet nie of jy bewus is van die feit dat die regter-president onlangs 'n direktief uitgereik het, dat alle hofsaake waar geskille betrokke is, en dit geld vir padongelukkefonds, dit geld vir egskeidings, dit geld vir ander soorte van geskille, moet eers van 'n mediator gebruik maak. En daar wil ons mediators oplei, ons lei saam met social justice mediators op, met 'n geakkrediteerde kwalifikasie wat eers, ek dink waarskynlik van begin 2026 in werking sal wees, om mediators in die veld in te sit met Christelike waardes en wat 'n verskil kan maak in ander mense se lewens. Ons is ook besig met 'n nuwe kwalifikasie in verkope. Ons wil vir winkels, vir koopsmanne en vroue oplei. En ons wil sodoende jong mense help wat in 'n plek is van ek moet gaan werk nadat ek uit die skool uit is in 'n kettingwinkelgroep of wat ook al, wil ons die geleentheid gee om opgeleid te word, behoorlik opgeleid te word met 'n kwalifikasie in verkope. Ja, jy is seker verskriklik opgewonde oor al die goede wat gebeur. Jo. Ons is Pieter, sien jy wie 80 party daar, jy weet ons skrik wakker partykeer in die oggende, maar ons is baie opgewonde en soos jy weet het ons al 'n paar van daai kwalifikasies met sukses geloods. Ons het baie studente reg oor Suid-Afrika, want jy hoef nie net in Pretoria te bly om by ons te studeer nie. Jy kan op enige plek in hierdie land bly, solank jy in Suid-Afrika is. En ons gaan volgende jaar ons 'n hele rits van nuwe kwalifikasies gaan ons bykry. Ja. En hulle is almal geakkrediteer. Almal is geakkrediteer. Een van ons kwalifikasies gaan eersdaags by CHE wees, Council of Higher Education, maar die res van hulle is almal by QCTO, Quality Council of Trades and Occupations, wat 'n framework, as ek dit so kan sê, ek weet nie wat 'n raamwerk van SAQA is. Ja. So wat jy vir my sê, dis baie prakties. As hy by QCTO is, dan is dit mos nou 'n baie praktiese kursus. Ja, nee, verseker. QCTO is die orgaan wat geskep is deur die onderwysowerhede om beroepskwalifikasies onder hulle sorteer al die beroepskwalifikasies. So beroepskwalifikasies is so bietjie anders as akademiese kwalifikasies, waar akademiese kwalifikasies verskriklik erg gefokus is op net akademie, teorie, studie en eksamens skryf en dan om die kwalifikasie te kry en daarna eers gaan hulle in die werksplek in met 'n prakties of 'n soort van 'n interneskap by jy weet, soos ons dit nou maar noem, articles vir auditeure en so meer. Beroepskwalifikasies werk nie so nie, alles is geïntegreer by mekaar. So terwyl die student sy teorie doen, ontwikkel hulle die vaardighede en dan word hulle as deel van hulle kwalifikasie verplig om in 'n werksplek omgewing te gaan bewys dat die teorie wat hulle baas geraak het en die vaardigheid wat hulle ontwikkel het, dat hulle dit kan gebruik in 'n regte situasie en eers daarna deur 'n eksterne eksamen kry hulle kwalifikasie.
Nou, net so 'n vraagie oor die teologie kursus spesifiek. Ons verstaan nou, dis nie 'n graad nie, maar dis die ekwivalent van 'n graad uiteindelik wat jy beplan. Maar nou die vraag is, wat 'n soort van praktiese werk doen die studente as hulle nou eendag wil pastoor wees? Nou moet hy mos praktiese ondervinding opdoen. Waar raak hulle betrokke? Pieter, daai spesifieke kwalifikasie is nie 'n liggewig kwalifikasie en daai kwalifikasie is ontwikkel deur universiteite en deur die onderwysowerhede en deur kerke en daar's verskeie rolspelers wat daai kwalifikasie ontwikkel het. So letterlik alles wat 'n predikant, 'n pastoor moet doen, word in die kwalifikasie opgeneem. En daai student moet deur sy tydperk van studies, tans is daai kwalifikasie op 'n 2 jaar kwalifikasie, dit gaan uiteindelik na 3 jaar toe, maar daardie 2 of 3 jaar moet daai student letterlik al die funksies en die take en verantwoordelikhede wat binne in die scope is, as ek so kan sê, scope of practice van 'n bedienaar van die woord is, moet hulle beoefen. En ek wil die luisteraars verseker, letterlik ons studente kan letterlik kompeteer met enige ander pastor in die bediening in terme van ervaring en die toepassing van hulle vaardighede binne in 'n werksplek situasie soos 'n gemeente ensovoorts. Ja, so in sy opleiding is dit eintlik so dat hy klaar ondervinding as hy sy kwalifikasie kry. Is nie dat hy begin met ondervinding nadat hy geswat het nie. Pieter, dit is regtig inderdaad die waarheid. In ons wêreld waar ek veral betrokke was by die akademie, by 'n Counselor Higher Education instelling soos 'n Noordwes Universiteit. En die meeste van die studente kan niks doen as hulle al gestudeer het, hulle het net 'n graad. Maar ons studente, die oomblik as hy klaar is het hulle reeds genoeg werksplek ervaring gehad om regtig die werk te doen. So hulle is letterlik, as ek die Engelse woord kan gebruik, employable. 'n maatskappy, 'n kerk kan hulle dadelik in diens neem en hulle kan die werk doen. Jo, dit is awesome. As daar van ons luisteraars wat belangstel om te swat, waar kan hulle kontak? Weet jy Pieter, die maklikste is, hulle kan op ons webtuiste gaan by www.etta vir Excel Theological Training Academy, etta.co.za. Hulle kan ons ook skakel by 012-345-1181 en hulle kan net deurgeskakel word na Etta se kantore toe. Okay, so ons herhaal net daai nommer is 012-345-1181. Dis reg. Die persoon met wie ek so lekker gesels het hier is Dr. Ernrich Passon. Die program is Hospievisie en oudergewoonte is dit tyd dat ons bietjie na ons oordeenking toe draai en ek wil graag met jou deel uit Micha 6 vers 8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Nou die Engels gee vir my dit soveel, is eintlik 'n bietjie anders, eintlik baie mooi. Hy sê, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. En ek dink God praat met my en jou vanoggend. Hy vertel ons wat hy van ons verwag. En daar's drie dinge wat uitstaan wat dit betref. Eerstens, verwag die Here van jou en van my om 'n reguit paadjie te stap. Nie net met hom nie, maar ook met ons medemens. Om reg te doen beteken om binne die Here se wil te wees en te doen wat hy verlang. Tweedens, praat die woord in Engels dat ons in ons genade moet lief hê, of soos hy daar staan, to love mercy. As ons werklik genade lief het, sal die liefde so groot wees, dat ons nie 'n probleem daarmee sal hê om ons medemens te vergewe, wanneer ons te nagekom is nie. Dit is God se liefdevolle genade. Maar wat vanoggend belangrik is, en hierdie twee aspekte dek, is die laaste gedeelte, om ootmoedig te wandel met ons God, of soos die Engelse sê, to walk humbly with our God. Dit spreek alles van verhouding. God wil hê ek en jy moet in 'n verhouding met hom leef, 'n liefdesverhouding, 'n verhouding van gehoorsaamheid, 'n verhouding waarin jy leer om sy stem te hoor en om soos hy te dink. 1 Korintiërs 2 vers 16 sê dit so mooi, we have the mind of Christ.
Ons het sy gedagtes. En ek en jy moet leer om soos Jesus te dink. Wat is die Here se roeping op jou lewe? Wat wil hy hê moet jy doen? Ek dink die eerste prioriteit is om in 'n liefdesverhouding met hom te staan. Nou ja, dis soos 'n huweliksverhouding. Jy kan nie in 'n verhouding staan met iemand as jy nie ten minste die persoon ken nie. Jy leer van daardie persoon se persoonlikheid, waarvan hy hou of sy nie hou en nie hou nie. Wat daardie persoon gelukkig maak, wat daai persoon ongelukkig maak. Wanneer jy dit begin weet, dan kan jy vir so 'n persoon liefraak. Met die verhouding met die Here is dit ook so. Kennis van hom maak dat jy hom kan gehoorsaam en 'n liefdesverhouding met hom kan hê. Ons het gehoor vanoggend van die teologiese opleiding en al die ander opleidings. Teologie op sigself beteken kennis van God. Dis 'n geleentheid om God te leer ken. Om hom te leer ken, moet ons van geleenthede gebruik maak en nie net volstaan by kerk toe gaan nie. Ons moet die Bybel bestudeer, ons moet boeke lees, ons moet selgroep bywoon, waar ons by mekaar kan leer oor God. Ons kan kursusse bywoon, wat insig en kennis gee, soos wat ons vanoggend ook gehoor het. Daar is soveel beskikbaar, ook aanlyn. Wil jy nie daardie poging aanwend om God se hart te leer ken nie? Kom ons bid saam. Here, ons weet ons kan nie 'n verhouding met U hê sonder om U te ken nie. Lei ons nou en help ons om by daardie bronne uit te kom en dit te benut. En ons vra dit nou in Jesus se naam. Amen. Ek wil vir jou nooi om net so vir 'n oombliekie te dink oor wat ek nou vir jou gesê het en hoor wat sê die Here vir jou terwyl jy na die musiek luister wat ek nou gaan speel. Ek het U lief, U genade van my nooit nie. In al my dae is ek veilig in U hand. Van die oomblik wat ek opstaan tot ek weer gaan lê, sal ek sing oor die goedheid van God. My lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek oor het, sal ek sing oor die goedheid van God. U stem net ek lief. Deur die vuur jy lei my, die donker nag, daar by my soos niemand anders. Ek ken U as Vader, ek ken U as 'n vriend, en ek leef in die goedheid van God. My lewe lang is U getrou, my lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek oor het, sal ek sing met die goedheid van God. U goedheid, het volg my
is U net so goed. Met elke asem wat ek oor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Met elke asem, met elke asem wat ek oor het, met elke asem wat ek oor het, met elke asem wat ek oor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Ja, ek sal sing oor U goedheid, Heer. Die mooi lied wat ons na geluister het is Ons God is groot van Sunay Botha. Ek wil vir ons lees uit die Verseërs 4 vers 11 tot 12 wat so mooi aansluit by die boodskap. Hy sê, en dit is hy wat party as apostels, ander as profete, ander as evangelieverkondigers en ander as herders en leraars gegee het, om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk, vir die opbou van die liggaam van Christus. Nou hierdie teks beklemtoon hoe opleiding en toerusting deel is van God se plan om gelowiges sterk te maak en die kerk te bou. Dit was die Hospivisie program wat aan jou gebring is deur Radio Kansel en geborg is deur die Abba en Bruis Stichting. Jy kan gerus loer na hulle webtuiste by www.abba.afrika. Ek wil jou ook herinner dat Pieter Barnard en sy vrou gereeld reis om mense te leer hoe om te steel, natuurlik nie fisies nie, maar hulle leer jou hoe om siele uit die mag van die duiwel te steel. Die kursus wat hulle aanbied is genoem Leer om te steel. Hulle bied ook 'n rentmeesterskap kursus aan wat jou leer hoe om jou finansies volgens Bybelse beginsels te hanteer. As jy so 10 of meer mense kan kry, dan sal Pieter en Helene Barnard julle graag kom besoek. Jy kan gerus Hospivisie skakel vir meer inligting. Ek gaan hierdie besonderhede binnekort deel, so gryp gou 'n pen en papier. Hospivisie bied ook ander wonderlike kursusse aan en jy is welkom om hulle te kontak by die Pretoria kode 012 329 9492 en gesels met Luvengo. Jy kan ook vir Luvengo 'n e-pos stuur by friend@hospivision.org.za. Besoek gerus die Hospivisie webwerf vir meer inligting oor die werk wat hulle doen. Dit is www.hospivision.org.za. En natuurlik as jy vir ons 'n briefie wil skryf, doen dit gerus, ons sal graag van jou wil hoor. Dit is posbus 12423 Queenswood 0121. Nou ja, baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ons bid dat God se woord jou geseën het en dat jou week vol genade sal wees. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek. Ek is Tanya Verster en groet jou hartlik. Hier is 'n pragtige lied wat ons gaan uitneem. Dit is Ek gee oor van Shaal Vermeulen. Here, ek gee oor aan U, ek gee oor aan U, o Heer. Here, ek wy my toe aan U, ek wy my toe aan U, o Heer. Vorm my en maak my net soos U my wil hê, en vorm my en maak my, o Heer. En Here, ek gee oor aan U, ek gee oor aan U, o Heer. Here, ek wy my toe aan U, ek wy my toe aan U, o Heer. Vorm
net soos U my wil hê. Vorm my en maak my, o Here. Vorm my en maak my, net soos U my wil hê. En vorm my en maak my, o Here. Net soos U my wil hê. En vorm my en maak my, o Here. Vorm my en maak my, net soos U my wil hê. En vorm my en maak my, o Here. Here, ek gee oor aan U. Ek gee oor aan U, o Here. Here, ek wy my toe